Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou daar's al baie forums, baie podsendings, baie televisieprogramme, radioprogramme, ook in koerantrubrieke natuurlik gepraat oor die ontmoeting tussen president Cyril Ramaphosa en president Donald Trump in die Withuis vroeër hierdie week. Maar ons kan nie anders as om ook hier in Wêreldwys hierdie week daarop te fokus nie. Ek wil egter teruggaan na Desember 1900. Dit is met ander woorde, as ek nou my somme mooi maak, byna 125 jaar gelede. President Paul Kruger van die Suid-Afrikaanse Republiek is in Europa. Hy kom natuurlik aanvanklik aan daar in Frankryk. Hy reis tot in Nederland, aanvanklik eers in Den Haag. Nou daar in daardie pragtige hotel in Den Haag waar hy tuis gegaan het, spreek hy duisende en duisende Nederlanders toe. 'n Paar dae later reis hy na Amsterdam en die strate van Amsterdam vul op met Nederlanders wat van reg oor Nederland na Amsterdam reis om Paul Kruger te sien, om na hom te luister en om eintlik eer te betoon aan hierdie groot boereleier. Hierdie leier wat op daardie tydstip natuurlik aan die hoof gestaan het van regering en 'n land wat in 'n verbeete stryd om oorlewing teen Engelse imperialisme gewikkel was. Ek wil so ver gaan om te sê dat ek dink die gebeure die afgelope tyd, president Donald Trump se fokus op Afrikaners, Trump se klem op die Afrikaners se stryd om oorlewing en 'n seker en veilige en voorspoedige toekoms in Suid-Afrika is weer 'n groot internasionale moment. Dit is weer 'n moment wat sê dat die Afrikaner is 'n internasionale rolspeler. Nou Afrikaners is 'n klein volk. Ons maak 0,03% van die wêreldbevolking uit. Maar die afgelope paar dae was die Afrikaner in die wêreld se oë, was die Afrikaner op die internasionale agenda gewees. En dit te danke aan president Donald Trump van Amerika. En ek dink 'n mens moet eerstens baie duidelik sê dat Donald Trump het eintlik baie van sy politieke kapitaal op die spel geplaas om soveel op Afrikaners te fokus. Ek dink daar is 'n verkeerde begrip om te dink dat daar 'n soort van eie belang vir Donald Trump hier geld. Donald Trump het bitter min belang daarbey om Afrikaners in te tree, om oor Afrikaners te praat, om die Afrikaners se uitdagings breedweg as volk, maar ook binne 'n groter Suid-Afrikaanse konteks, soos kwessies soos rassewette en eiendomsreg en misdaad, wat natuurlik alle Suid-Afrikaners raak, om daarop in te fokus. Dit beteken eintlik maar vir Trump en die Amerikaners nie noodwendig so baie nie, maar daar is natuurlik 'n rede daarvoor dat Donald Trump besluit het om tydens hierdie tweede termyn as Amerikaanse president so sterk op Afrikaners te fokus. Hy het 'n uitvoerende bevel kort nadat hy teruggekeer het na die Withuis onderteken, waarin hy baie spesifiek na Afrikaners verwys het en sekere stappe teen Suid-Afrika aangekondig het. En sedertdien, die afgelope 3 maande, het Trump verskeie uitsprake gemaak, onder andere natuurlik ook vlugtelingstatus vir Afrikaners aangebied. En natuurlik het die media mal gegaan. Daar is kommentators wat enigiets van floutes tot beroertes gekry het as gevolg van Trump se uitsprake en natuurlik daardie besluit om vlugtelingstatus in te stel. Wat wel belangrik is om te verstaan, is die konteks hiervan. Waar kom dit alles vandaan? Waarom het Donald Trump besluit om dan nou soveel op Afrikaners te fokus? En dit is hoekom ek terugverwys het na Paul Kruger en Paul Kruger se besoek aan Nederland en daardie soort van helde ontvangs wat Europeërs aan Paul Kruger gegee. Dit was natuurlik nie net in Nederland, dit was eintlik deur die hele Europa. En op daardie tydstip, en ek dink nie ons onthou dit altyd of weet dit altyd nie, was daar ook in Amerika 'n heldeverering vir die Afrikaner gewees. En eintlik sedertdien met tye het dit vervaag, dalk 'n bietjie vergeete gewees, as jy miskien 5 of 10 jaar gelede, veral dalk 25 jaar gelede, in Amerika gereis het, so baie mense, dalk 'n meerderheid van Amerikaners, bitter min van die Afrikaner geweet het. Dit het nou alles verander. As jy vandag met Amerikaners praat, ek wil amper sê met mense in meeste lande in die wêreld, dan is hulle eintlik
deeglik bewus van die Afrikaner, van hierdie volkie van 2,5 miljoen mense in 'n land met 63 miljoen mense, wat natuurlik oor die geskiedenis van 270 jaar, of nee, 370 jaar, 'n ryk en kleurryke geskiedenis het en verhaal het om te vertel van oorlewing hier in Suid-Afrika. En dit wat 125 jaar gelede soveel Europese leiers, nie net gewone Europeërs nie, maar ook staatshoofde in Europa. Ek dink byvoorbeeld aan Abraham Kuyper, daardie tydstip die eerste minister in Nederland, wat sulke leiers aangespreek het en wat hulle aangetrokke laat voel tot die Afrikaner. Ek is baie keer dieselfde redes wat Donald Trump die afgelope tyd aangetrokke laat voel tot die Afrikaner. En daar is natuurlik 'n wanpersepsie, waarby baie van die hoofstroom media in Suid-Afrika juist betrokke was om dit te bevorder, en dit is 'n aantal punte om te dink dat Trump het die afgelope paar maande op Afrikaners gefokus, omdat hy 'n hou wil inkry na Suid-Afrika. Hy wil eintlik maar net 'n bietjie die ANC aanvat, omdat Elon Musk vir hom sê dat hy kan nie, Starlink kan nie sake doen in Suid-Afrika nie. Totaal vals, onwaar, maar dis 'n persepsie wat in die media geskep is. Dan is daar natuurlik die bewering dat Trump bloot kyk na bevoorregte wit groepe in die wêreld, en dat hy eintlik 'n soort van rassesolidariteit met Afrikaners toon. Natuurlik ook glad nie waar nie. As jy gaan kyk wie die volkere is in die wêreld met wie Trump net in sy eerste 3,5 maande saamgewerk het. Ek dink aan El Salvador. Ek dink aan sekere Asiatiese lande. Trump het van sy nouste bande met Indië, en Indië se eerste minister Narendra Modi. As jy kyk na Trump se aanstellings wat hy gemaak het, senior aanstellings, die uitvoerende hoof van die uitvoerende direkteur van die FBI, wat Kash Patel is, iemand van 'n Indiese afkoms, en ek kan aan om voorbeelde te noem, dan is die persepsie wat geskep is oor 'n soort van rassesolidariteit en Trump as hierdie soort van rasse meerderwaardige Amerikaanse president, natuurlik eenvoudig net nie waar nie. Dis eenvoudig ook onsin. Dan is daar ook die bewering, en 'n mens moet dit 'n bietjie beter uitpak, dat Trump eenvoudig wil veg teen Suid-Afrika, 'n geveg met Suid-Afrika aanpak oor verskeie redes. Miskien China se invloed in Suid-Afrika en in Afrika, en Trump het natuurlik hierdie groot stryd. Hy sien die wêreld eintlik as 'n stryd tussen twee supermoondhede, die stryd tussen Amerika en China. Amerika as 'n soort van demokratiese westerse beskawing, China die soort van geslote autokratiese oosterse beskawing, en dat hy eintlik maar 'n land soek wat 'n sagte teiken is binne BRICS en 'n sagte teiken in Afrika is, en waar daar dan nou 'n soort van minderheid is wat hy dan kan gebruik, eintlik dan nou amper misbruik om dan nou hierdie 'n veldtog van hom mee uit te voer. Ek kan ook sê dit is nie waar nie. Natuurlik hou Trump BRICS dop, en Trump wil verseker nie sien dat daar 'n BRICS geldeenheid ingestel word nie. Trump wil verseker nie sien dat China 'n vlootbasis in Suid-Afrika of ernstig in Afrika, veral in die Weskus van Afrika, ontwikkel nie. En Trump wil verseker nie sien dat 'n land soos Suid-Afrika volledig uiteindelik onder die invloedsfeer van China, Iran en soortgelyke lande beland nie. Dit maak alles sin, maar om te dink dat dit die dryfveer vir Trump was om standpunt in te neem oor Afrikaners en Afrikaners se posisie in Suid-Afrika, en uiteindelik selfs vlugtelingstatus vir Afrikaners aan te bied, is natuurlik vergesog en selfs onwaar. Nou, wat is die waarheid? Daar's natuurlik 'n paar elemente, en ons moet baie mooi net kyk na die feite. Die feite is dat president Donald Trump is baie deeglik bewus van Afrikaners. Hy is op hoogte van wie Afrikaners is. Hy speel al vir 20, 30 jaar golf saam met Afrikaners. Mense soos Retief Goosen, Ernie Els. Hy ken natuurlik ook vir Gary Player, wat hom ook aan Suid-Afrika bekend gestel het en ook oor Afrikaners vertel het. Hy is al baie jare vriende met Johan Rupert. Die afgelope tyd het Elon Musk natuurlik vir hom baie vertel oor Suid-Afrika. Al is Elon Musk nie self 'n Afrikaner nie, het Elon ook vir hom die dinamika van Suid-Afrika verduidelik. Maar Donald Trump, wat reeds 12 jaar gelede begin tweet het op sosiale media, op Twitter, wat nou as X bekend staan, oor Afrikaners en oor Suid-Afrika. Ons het in 20
2018 gesien Trump wat standpunt ingeneem het oor plaasaanvalle en sedertdien was Trump nie minder nie, maar meer bewus van wat in Suid-Afrika gebeur. Trump het eintlik meer en meer moeite gedoen om te lees oor Suid-Afrika, meer bronne te raadpleeg, met meer mense oor Suid-Afrika te praat. En dit sluit in Afrikaners sakelei wat in Amerika woon en daar sake doen, mense wat lede is van sy golfklub en saam met hom golf speel, en ons het dit ook gesien met Ernie Els en Retief Goosen wat daar teenwoordig was by hierdie ontmoeting. Maar Trump is ook, en dit weet baie mense dalk nie altyd, die Trump is 'n ywerige leser. Sy kollegas in die Withuis sê dat hy dikwels 5 uur in die oggend reeds op kantoor is, dat hy baie bronne raadpleeg, hy lees baie wyd, en hy het veral dan die afgelope 10 jaar of wat, baie wyd oor die Afrikaner begin lees. 'n Hele reeks van bronne begin volg, potsendings begin luister, YouTube video's begin kyk, en Trump was, voordat hy vanjaar inguldig is op 20 Januarie vanjaar, baie duidelik op hoogte van wie die Afrikaner is, waarvoor Afrikaners staan, wat die Afrikaner se rol tans in Suid-Afrika is, en wat die huidige bestel in Suid-Afrika behels en hoe dit vir Afrikaners uitspeel. En daar moet ons eerlik wees. Daar is eenvoudig 'n vervreemding van Afrikaners vandag in Suid-Afrika. Vervreemding vind op verskillende maniere plaas en Trump is van elkeen van daardie bewus. Die rassewette wat diskrimineer, jong Afrikaner kinders op skool wat nie provinsiaal 'n plek kry in sportspanne nie omdat daar rassekwotas is. Trump is bewus daarvan. Hy is bewus daarvan dat sommige studente met 'n sekere velkleur makliker kwalifiseer om vir veeartsenykunde te gaan studeer as kinders met 'n ander velkleur wat dalk 'n Indiër of 'n blanke kind is. En so kan 'n mens aanhou om die kwessie van rassediskriminasie en rassewette in Suid-Afrika uit te pak. En Trump is baie deeglik bewus daarvan en hy het eintlik die afgelope paar maande baie daaroor gesê. Maar Trump het ook byna emosioneel bewus geword van plaasaanvalle, van die wreedheid van plaasaanvalle, die feit dat meer as 50% van alle plaasaanvalle daar marteling by betrokke is, dat meer as 3000 mense die afgelope 3 dekades op plase en plaasaanvalle dood is, en dat hoewel blanke boere, wat omtrent 25,000 uitmaak in Suid-Afrika, dis 0,03% van Suid-Afrika se bevolking, wel 1% van alle moorde per jaar in Suid-Afrika uitmaak. Per capita is dit gevaarliker om op plaas in Suid-Afrika te woon as in Baghdad, die hoofstad van Irak, 'n oorlogsgetuisterde stad reeds vir 2-3 dekades. En Donald Trump is op hoogte van dit alles. Hy was bewus van al die dinge, hy het wyd gelees, hy het verstaan waar Afrikaners vandaan kom, ons waardes, ons westerse herkoms, ons Christenskap, werksywer. Hy het byvoorbeeld interessant genoeg inligting ontvang van die landbou-steungroepe, die lobbyist in Amerika die afgelope jaar of 2, terwyl hy nie in die Withuis was nie, oor die rol wat jong Afrikaner boere tans in die landboubedryf in Amerika speel. So Trump was baie deeglik bewus daarvan, om die waarheid te sê. Hierdie steunwerwingsgroepe, landbou-steunwerwingsgroepe, het eintlik vir Trump probeer oortuig om verskillende dinge te doen, om meer blanke boere te kry, om na Amerika te gaan en om dan daar tydelik of permanent te gaan werk. Mens moet onthou, in Amerika is daar meer as 1 miljoen kommersiële plase. Lyk 'n bietjie anders as Suid-Afrika. Suid-Afrika het nou minder as 30,000 kommersiële plase. Amerika meer as 1 miljoen plase. Die gemiddelde ouderdom van 'n boer in Amerika is meer as 60 jaar. Daar is 'n reuse behoefte aan geskoolde vaardighede. Mense wat tegniese vaardighede het, iemand wat op 'n trekker kan klim, 'n ploeg kan haak, 'n land kan ploeg, maar ook die trekker se band kan omruil, miskien selfs die olie kan aftap en vanaand selfs bereid is om die trekker te was. Dit is nie noodwendig 'n gasarbeider uit Mexico wat dit kan doen nie, maar 'n jong boer uit Suid-Afrika kan presies dit doen. En Trump is nogals geïnspireer deur hierdie verhale, wat uiteindelik die afgelope paar jaar dus vanuit verskeie oorde gekom het, vanuit die landbougemeenskap in Amerika, vanuit mense wat saam met hom golf gespeel het, in sy gesprekke met Elon Musk, in sy gesprekke met Afrikaner sakelei wat in verskeie sektore in Amerika, ook in Silicon Valley betrokke is, en dan ook al die bronne wat hy self stelselmatig begin raadpleeg het. So wat baie duidelik is dat hierdie nie net rondom Donald Trump gaan nie. Trump het eintlik
breedweg 'n regering saamgestel wat in 'n groot mate bewus is van Suid-Afrika, van die problematiek in Suid-Afrika, maar dan ook in besonder van die rol van Afrikaners in Suid-Afrika, in die geskiedenis van Suid-Afrika, die opbou van Suid-Afrika, die ontwikkeling van Suid-Afrika tot 'n hoogs ontwikkelde, geïndustrialiseerde land, maar ook die feit dat Afrikaners mense is wat lojaal is, wat dikwels vaardig is en hardwerkend is. En daarom dat Trump dus besluit het en eintlik 'n soort van liefde vir die Afrikaner ontwikkel het. Dit is nie omdat Trump een of ander reuse vreemde geheime agenda het nie. Dis nie omdat Trump 'n rasis is soos wat sommige mense in die media en sommige akademiese kommentators wil beweer is nie. Dit is bloot omdat Trump oor tyd werklik waar 'n diepe belangstelling in Afrikaners begin ontwikkel het en eintlik in 'n sin kan mens sê aangetrokke tot Afrikaners begin voel het. Nou ja, dit alles het opgebou dan nou tot hierdie ontmoeting tussen president Ramaphosa en Donald Trump in die Withuis. En wat opvallend is en mens kry die gevoel dat die Suid-Afrikaanse afvaardiging, wat natuurlik bestaan het uit president Ramaphosa en dan die minister van Landbou, John Steenhuisen, en dan ook Ronald Lamola, minister van Buitelandse Sake, Kumbutso Ntshavheni, die minister in die presidentskap, en Park Staal, wat minister van Handel is, saam met dan nou die twee golfspelers, Retief Goosen en Annie Els, en die sakeman Johan Rupert, het ons eintlik in 'n groot mate gesien dat die president gedink het dat hy kan wegstuur van hierdie hele Afrikaner kwessie, van die vlugtelingstatus wat vir Afrikaners gegee is, die uitvoerende bevel waarin Afrikaners genoem is. So president Ramaphosa het die hele gesprek probeer inlei in die rigting van komplimente aan Donald Trump, 'n bietjie raakpunte tussen homself en Trump, maar ook tussen Suid-Afrika en Amerika, en dan natuurlik die hele kwessie handel, handelsbetrekkinge, hoe moet handel tussen Amerika en Suid-Afrika in die toekoms lyk, en die gedagte dat Suid-Afrika dan nou baie gunstige voorstelle sal maak oor sulke betrekkinge. En dit was natuurlik die groot fout van die gesprek gewees. Wat moes Ramaphosa doen? Ramaphosa moes reg aan die begin van die vergadering die olifant in die vertrek hanteer het, en dit was die Afrikaners. Ramaphosa moes reg aan die begin vir Trump gesê het, meneer die president, ek het kennis geneem van jou standpunt oor dinge in Suid-Afrika, jou uitsprake, ook oor die Afrikaner, jou kommer wat jy uitgespreek het, jou simpatie wat jy getoon het, en my regering is bewus daarvan. En ons het reeds begin om hierdie en daardie stappe te neem, om plaasaanvalle beter te ondersoek, om dit as 'n prioriteitsmisdaad te verklaar, om seker te maak dat minderhede soos Afrikaners nie vervreemd voel in Suid-Afrika nie, om bekommernis oor eiendomsreg in Suid-Afrika beter te hanteer, en ons wil graag met jou saamwerk om dan nou hierdie kwessies op te los. Ons neem kennis daarvan dat jy ook vlugtelingstatus vir Afrikaners aangebied het. Ons staan nie in die pad van daardie Afrikaners nie. Ons sal eerder wil praat dan oor die toekoms, hoe ons 'n veilige en 'n sekere en 'n voorspoedige toekoms vir alle minderhede, ook Afrikaners in Suid-Afrika kan verseker. As dit Ramaphosa se inleidingswoorde tydens hierdie ontmoeting was, dan was hy op die voorvoet gewees, dan het president Trump waarskynlik nie nodig gehad om te reageer nie, en sou ons waarskynlik nooit daardie video oor die sing van Kiel die Boer dalk eers gesien het nie, of natuurlik die kruise vir elke boer wat vermoor is nie. Maar Ramaphosa het om een of ander rede gedink, hy kan wegstuur van die olifant in die vertrek, en hoewel 2 of 3 van hulle eintlik daar in die vertrek gestaan het, en dit was natuurlik Annie Els, saam met Retief Goosen en Johan Rupert. Nou interessant genoeg, die strategie om dan nou hierdie Afrikaners saam te bring na die vergadering toe, het uiteindelik nie Ramaphosa se hele poging of sy strategie om die fokus te verskuif na handels- en ekonomiese samewerking versterk nie, maar eerder die hele vraagstuk van Afrikaners in Suid-Afrika versterk. Want uiteindelik was dit eers Annie Els wat verwys het onder andere na Amerika se ondersteuning aan Afrikaners in die oorlog in Angola, en daarna natuurlik Retief Goosen se
eerlike, opregte, ek wil amper sê mooi en eenvoudige beskrywing van die lewe van Afrikaners op die platteland in Limpopo. Hy het verwys na sy ma wat al geraak is deur 'n aanval in haar huis, sy familie wat kennisse verloor het, wat as boere op hulle plase vermoor is, en sy eie broer wat nou nog boer in Limpopo en wat voortdurend in 'n stryd gewikkel is om veiligheid agter elektriese heininge, wat voortdurend diefstalle beleef, en ook hoe boere in Limpopo se plase aan die brand gesteek word, en nou sê ek hier presies wat Retief Goosen gesê het, in 'n poging om hierdie mense van hulle plase af te kry. Nou ja, Retief Goosen was daar op uitnodiging van president Ramaphosa, maar uiteindelik het hy niks gepraat oor dit wat Ramaphosa wou sê, dryf die gesprek na handelsooreenkomste toe nie, en uiteindelik Trump se agenda oor Afrikaners in ons posisie in Suid-Afrika herbevestig. So, kom ons wees baie eerlik met mekaar, dit wat afgespeel het in die Withuis, het die Afrikaner nou op die internasionale agenda geplaas. Plaasaanvalle en plaasmoorde is iets wat nou weer sentraal in die wêreld is, daar word daarop gefokus, natuurlik baie waninligting, allerhande vals berigte in internasionale media, wat beweer dat plaasaanvalle nie so ernstig is nie, dat dit eintlik 'n baie klein persentasiekie uitmaak van misdade in Suid-Afrika. Natuurlik, daar is net 25.000 blanke boere in 'n land met 63 miljoen mense. Werk dit egter per capita uit, dan kom jy by die werklikheid uit van hoe ernstig dit is. Voeg daarby die marteling van meer as 50% van mense wat in plaasaanvalle geraak word, en voeg ook daarby die feit dat in meer as 80% van plaasaanvalle dan nooit suksesvolle vervolging van die aanvallers plaasvind nie. Donald Trump het dit geweet. Die punt is, uiteindelik het hierdie vergadering plaasgevind, en ons moet eintlik, as ons deur al die geraas kyk, en by al die kommentaar en alles verbykom, moet ons eintlik sê dat hierdie 'n uiters geslaagde vergadering was. Hoekom sê ek so? Die Afrikaner is op die agenda herbevestig. President Donald Trump kon besluit het, hy het nou genoeg gedoen. Hy het nou 'n uitvoerende bevel onderteken, hy het nou vlugtelingstatus vir Afrikaners aangebied, hy het nou 'n klomp stappe geneem, en hy gaan nou aan. Maar daar's baie dinge wat hom besig hou, en hy gaan met Ramaphosa vinnig praat oor handel en oor Afrika, en dis baie moeilikheid in Afrika, en hoe gaan ons aan? President Trump het dit nie gedoen nie. President Trump het sy politieke kapitaal vir ons op die spel geplaas, en die fokus weer terug verskuif na Afrikaners toe, na plaasmoorde toe, eiendomsreg en dit wat regtig belangrik is. En dit was uiteindelik die sentrale fokus van hierdie hele ontmoeting. Maar hoekom sê ek ook dat hierdie ontmoeting eintlik 'n groot sukses was, dat dit eintlik baie goed was? Dit was ook nie 'n totale uitval nie. Dit was nie 'n totale verval in die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika nie. Dit sou ook vir ons as Afrikaners en as 'n minderheidsgroep baie sleg gewees het, indien daar 'n soort van Zelensky oomblik was, indien die twee leiers op mekaar moes begin skree en dit heeltemal plat geval het, en daar verder geen samesprekings was nie, en Trump eenvoudig vir Ramaphosa gevra het om die Withuis te verlaat, soos wat hy met Zelensky gedoen het. Dit het nie gebeur nie. Daar is nog 'n oop verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, daar is nog baie goeie geleenthede om die verhouding te herstel, om verder te praat, om verder oor samewerking te praat, en uiteindelik steeds selfs die moontlikheid dat president Trump in November Suid-Afrika vir die G20 beraad kan besoek. Ons moet bly wees daaroor. Dit is nie in enigeen van ons se belang dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika heeltemal afbreek nie. Dit is nie in enige van ons se belang dat Suid-Afrika bloot in die hande van China en hulle bondgenote, soos Iran, ek dink maar aan Cuba en Venezuela en al daardie lande, in hulle invloedsfeer val nie. Dit is belangrik dat terwyl Donald Trump in die Withuis is, die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika moet herstel. En hoe kan dit herstel? Met 'n politieke ooreenkoms. Dan moet 'n politieke ooreenkoms wees, en die Suid-Afrikaanse regering moet politieke toegewings maak waarin Afrikaners sentraal moet staan. So hoekom dink ek dit was 'n suksesvolle ontmoeting gewees? Want ek dink Ramaphosa en die regering wat gelei word steeds deur die ANC het nou geen ander keuse as om met Afrikaners in gesprek te tree nie. Verlede jaar het ons gesien hoe Ramaphosa Afrikaners probeer speel het rondom die Bella-wet. Interessant genoeg, dit is ook by een van die vergaderings in Washington hierdie week bespreek, nou nie noodwendig daar in Trump se kantoor nie.
Ons het gesien hoe Ramaphosa Afrikaners en ander minderheidsgroepe en ander politieke partye probeer speel het rondom die onteieningswet. En ek kan aanhou om die voorbeelde te noem. Ramaphosa se jarelange onwilligheid om die sing van Kill the Boer, Kill the Farmer te verwerp en sterk standpunt daaroor in te neem. Ramaphosa se onwilligheid om die probleem van plaasmoorde te erken. Enkele jare gelede het hy by die Verenigde Nasies nog gesê dat daar is nie iets soos plaasmoorde in Suid-Afrika nie. Nou moes hy in die Withuis die probleme erken en hy moes in die Withuis afstand doen en homself distansieer van Julius Malema en ander politieke leiers ook in die ANC se sing van Kill the Boer. En dis baie belangrik. Die feit dat John Steenhuisen en Ramaphosa die sing van Kill the Boer, Kill the Farmer probeer afmaak het as iets wat net by EFF byeenkomste plaasvind, is onwaar. Van tyd tot tyd word dit ook by ANC byeenkomste gesing. En Donald Trump het voor die hele wêreld se oë vir Ramaphosa in 'n posisie geplaas waar hy moes standpunt inneem. Maar Donald Trump het ook baie duidelik Ramaphosa laat verstaan dat hy nou met Afrikaners sal moet praat. Daar sal 'n skikking met Afrikaners bereik moet word en daardie skikking, die vensterperiode, die geleentheid vir so 'n skikking is Woensdag aand in die Withuis oopgemaak en dit is deur Donald Trump oopgemaak en Afrikaners kan en moet baie dankbaar daarvoor wees. Dit beteken nie alles is verby nie. Die werk begin eintlik nou. Wat gaan nou gebeur? Wat gaan nou volg? Afrikaner groepe en organisasies moet voortgaan met skakeling met die Trump-administrasie in Amerika, skakeling met die Withuis, Departement van Buitelandse Sake, daar moet verskeie wette gemaak word. Die skakeling met die Amerikaanse Kongres is belangrik. Maar baie belangrik, daar sal gesprekke tussen Afrikaners en die Ramaphosa regering moet plaasvind. En daardie gesprekke moet eerder gouer as later gebeur. Vandag hier waar ons sit as 'n klein volkie van, wat het ek uitgewerk, 0,03%, as ek nou reg onthou, van die wêreldbevolking, is Afrikaners weer in die wêreld se fokus. Nie noodwendig dalk op dieselfde manier as 125 jaar gelede toe Paul Kruger in Europa aangekom het nie. Daar is sekerlik baie negatiewe persepsies steeds oor Afrikaners. Daar's baie negatiewe berigte in internasionale media oor Afrikaners. Baie kommentators en joernaliste probeer weer terugverwys na apartheid, probeer Afrikaners bloot klassifiseer as 'n klomp regse rassiste soms, maar die werklikheid is, daar word gefokus op Afrikaners. Afrikaners het 'n vriend in die Withuis en hierdie geleentheid moet benut word. En ek dink om op te som dis, hierdie ontmoeting in die Withuis bied vir Afrikaners die grootste geleentheid in dekades. Ek dink die grootste geleentheid miskien sedert Ronald Reagan in die Withuis was en Margaret Thatcher in Downing Street in Londen. Daar is ons 'n reuse geleentheid, min tyd en daar moet werk van gemaak word. Intussen is dit baie belangrik dat Afrikaners moet deel uitmaak van die groter oplossing, want Suid-Afrika sal moet skik met Amerika. Suid-Afrika sal moet groei. Suid-Afrika sal sy huis in orde moet kry en Suid-Afrika gaan dit nie reg kry sonder Afrikaners. Soos Afrikaners moet deel wees ook van die vind en oplossings in onder andere handel met Amerika. Dit is ook Afrikaner boere wat hulle lemoene en hulle avokadopere na Amerika uitvoer. Dis Afrikaners wat dikwels saam met ander volkere werk in motorfabrieke wat motors vervaardig vir die Amerikaanse mark. En so kan ek aanhou. So ons sal moet saamwerk om uiteindelik oplossings hiervoor te vind, maar uiteindelik ook hierdie geleentheid benut om ook vir Afrikaners as 'n minderheidsgroep hier in Suid-Afrika, maar 'n unieke volk 'n toekoms te verseker. En dit is my opsomming dan van hierdie ontmoeting die week daar in die Withuis tussen president Ramaphosa en Trump. Ek hoor graag van julle. Wat dink julle gaan die gevolge wees? Sien julle dit anders? Sommige mense sê dit was 'n totale katastrofe. Ander dink president Ramaphosa het eintlik vreeslik goed gevaar. Hy het kalm gebly en hy het eintlik gedoen wat hulle gedink het hy moet doen. Ek hoor graag van julle. Lewer kommentaar onderaan, teken en versprei gerus ook hierdie potsending. Vertel vir meer mense daarvan en ek hoor graag van julle wat julle graag wil hê ons in die toekoms oor moet gesels. Dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons gesels weer volgende week. Totsiens.